Môre vriende, dit is wonderlik om julle almal hier te sien, die groot skare. Baie welkom in die erediens vanoggend. Ons het ook besoekers, die Groenewalds, so daarso, nou daarso, ja. Baie welkom aan almal wat vandag hier by ons is. Dit was die gebruik gewees onder die gelowiges destyds, en ons sal dit net nou ook doen tydens die woording. As hulle mekaar op 'n Sondag gekry het, dan het hulle gegroet, die Here het opgestaan, en dan sal die ander een teruggroet, het waarlik opgestaan. Ons sal dit net nou ook doen. Kom ons sing nou eers by lied 417, al 2 verse, Jesus ons eer U. Lied 409 is ook 'n jeugdige lied. Hoor jy die Paasfeesklokke, 'n lui van vroegdag af. Al 3 verse.
sal ek Jesus opstaan, die lewensgrond verkry. Ons hoor die blasfeesvlokke, wat oor die wêreld lei. Geliefdes, die Here het opgestaan. Ja, hy het waarlik opgestaan. Ons gaan dit nog reg kry. Ja. Ons sing nou lied 422, die eerste, al 3 verse, die Heer het opgestaan. Ons sing dit, ons bly staan, tot met die geloofsbelijdenis. Geliefdes, op hierdie heerlike dag groet ek vir julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons sing nou by lied 414, al 2 verse, juig verlostes, juig en sing. What live and has,
Vriende, ons gaan nou ons geloof bely en ons gaan dit in beurtspraak met mekaar doen. Die donker gedeeltes gaan eers gemeente sê en die ander gedeeltes gaan ek sê. Hierdie geloofsbelijdenis kom uit die Spaanse kerklike tradisie uit. En dit is 'n baie mooi belydenis wat vir 'n mens meer 'n ervaring gee, 'n gevoel gee van waaroor dit gaan in die geloof. Dis nie net intellektueel nie. Dit spreek 'n hele wese aan. So kom ons bely saam. Ons glo in God die Almagtige, skepper van die hemel en aarde, skepper van alle nasies en kerke, skepper van alle tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Heer, God wat vlees geword het, as 'n mens vir die mensdom, in tyd vir alle tye, in een kultuur vir alle kulture, in liefde en genade vir heel die skepping. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak in ons as mense en in ons kulture. Deur wie God, skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word, wie se oneindige gawes ons een liggaam maak, die liggaam van Christus. Ons glo aan die kerk, wat universeel is as teken van God se heerskappy, wie se getrouheid in al sy skakerings getoon word, waar al die kleure saam net een landskap teken en alle tonge dieselfde lof besing. Ons glo in die heerskappy van God, die dag van die groot fiesta, wanneer al die kleure van die skepping 'n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan 'n vreugdefees, wanneer alle tonge van die heelal dieselfde lied sal sing. En omdat ons glo, verbind ons om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Amen. Baie dankie, geliefdes. En dit is natuurlik een van die groot boodskappe van Opstanding Sondag, die hoop. Die hoop. En daaraan hou ons vas. Die hoop wat werklikheid sal word. Kom ons dien nou die Here met ons liefdegawes.
Ekskuus tog, daar word die grobbelaar te Groenewald. Kom nou my fout agter. Ja, Lucette en Paulus natuurlik nie 'n Groenewald nie, hy is 'n Bredenkamp, haar broer. Hulle pa en ek was kollegas gewees daar in Boksburg. Ons kom 'n baie nou pad saam. En ek kom met hulle 'n baie nou pad saam. En vandag werk Lucette aan my tande. Goed, maar welkom aan julle op enige van. Julle is welkom. Kom ons bid saam. Here, vir u goedheid en vir u genade, vir die wonder dat u ons liefhet, vir die wonder dat u vir ons lewe gee, nuwe lewe. Daarvoor kan ons vandag net bly wees. Ons dank u, Here, dat u vir ons hoop bring, dat die graf oopgegaan het, om nooit weer gesluit te word nie. Dat die Seun opgestaan het en verskyn het aan baie mense en toe ten hemele gevaar het, vanwaar hy regeer aan u regterhand. Dankie vir die Gees wat gekom het en wat in ons werk en in ons lewe skep en deur wie ons saam verbind is tot een liggaam en dat ons saam kan glo in die vergifnis, kan glo in die opstaan in 'n nuwe lewe, in 'n lewe hierna. Ons dank u vir al u guns, vir al u goedheid. Ons bid, Here, dat u wat die hele skepping op 'n nuwe baan geplaas het, dat u Gees sal deurwerk in alle mense, alle strukture, oral in die samelewings, dat die ou aarde 'n nuwe aarde kan word, met 'n nuwe hemel. Ons bid dat ons daarin sal meewerk. Ons kom sê, ons wil meewerk. Ons maak onsself beskikbaar, Here. Dis die minste wat ons kan doen, want U is vir ons so goed. Ons bid nou, Here, dat waar die boodskap vandag van die ooste af tot in die weste die hele tyd oorgedra word. Die Here het opgestaan, dat mense sal antwoord, hy het waarlik opgestaan, hy leef, en hy leef in my. En nou ook wanneer ons die woord lees en die oordeenking daarvan beluister, dan bid ons dat U op een of ander manier in ons harte sal werk, en dat het ons sal aanspreek. Amen. Goed, ons gaan saam lees by Johannes 20, vers 19 tot 23. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. En die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Dit is die woord van die Here. Vir die van julle wat graag 'n bietjie dieper delf
wil ek uitnooi om te gaan lees by Johannes hoofstuk 14 en om op te let hoeveel parallelle daar is tussen Johannes 14 en Johannes 20 wat ons nou gelees het. Johannes plaas Johannes 14 en die gebeure daar tussen die ete, die aand, die donderdag aand en Jesus se gebede daar in Getsemane. Hy plaas daai gedeelte daar. En dan sê Jesus vir hulle dat hulle nie bang moet wees nie, want daar gaan blydskap kom. En hier in hierdie gedeelte lees ons, hulle was aanvanklik bang, en toe is hulle bly. Ons lees dat Jesus vir hulle beloof het, dat daar vrede kom. En hier lees ons dat hy vir hulle die vrede gee. Hy beloof daar dat die Gees sal kom, en 3-4 dae later, dan blaas hy die Gees oor hulle uit. Sommige net vir die interessantheid, gaan vergelyk 'n bietjie die twee. Julle kan sommer saam met dit Johannes 16 ook lees, wat ook baie parallelle het. Maar die tema vandag is vrede vir verskriktes. Vrede vir verskriktes. 'n Hollandse teoloog met die naam Wim Velema, van die vorige eeu. Hy het oor hierdie gedeelte gepreek. Ek het nou nie die preek onder oog gehad nie, maar ek het gelees hoe hy die preek ingedeel het aan die hand van hierdie skrifgedeelte, en ek hou verskriklik baie van sy indeling. Hy praat van die vrug van Goeie Vrydag, die opdrag van Paasfees en die gees van Pinkster. Al 3 feeste, sommer so in een. En ek vind hierdie indeling van hom eintlik so pikant, ek gaan dit nou vandag ook gebruik. En die vrug van Goeie Vrydag is vrede. Jesus kom staan daar in hulle midde. Hulle moes nogal groot geskrik het of verbaas gewees het oor wat nou hier aangaan. En hy sê vir hulle, Shalom lachem, vrede vir julle. Dis wat hy vir hulle kom sê. Hy sê dit eintlik nog 'n keer. Net in geval hulle die eerste keer so verbuisterd was, dat hulle nou nie vir hom gehoor het nie. Shalom lachem. Nou die ander groot teoloog van die 20ste eeu, die Switser Karl Barth, hy skryf iewers, soos hy die ding sien, het die disippels in daai vertrek gesit, soos 'n klomp nat gereende hoenders, wat in 'n hoekie vir mekaar warm hou, heeltemal beteuterd, bedremmeld en mistroostig. Dis hoe hulle gevoel het. En hier kom Jesus tussen hulle staan. Nou, ek sê, die teks sê, hulle het begin deur bang te voel. Maar ek dink hulle het baie meer as vrees die aand gevoel. En 'n mens hoef nie vreeslik jou verbeelding te gebruik nie om te besef dat daar 'n horde gevoelens in hulle rondgemaal het. Selfverwyte, die sou daar baie wees. Skuldgevoelens, mislukking, hartseer, verwarring, onsekerheid, woede, neerslagtigheid, skaamte, smart. Vriende, hulle sou, dink ek, gerou het oor Judas. Hulle 3 jaar saam geloop, 3 jaar goed saam beleef. Hulle sou gerou het oor Judas,
en wat hy gedoen het. En ek dink, daar sou 'n baie sterk gevoel onder hulle gewees het, Jene, wat sou Jesus sê oor ons? En daar daag Jesus op. En wat sê hy vir hulle? Julle idiote, waar was julle toe ek julle nodig gehad het? Ek het mooi gevra, bly by my. Maar julle het die pad gevat, behalwe Johannes. Hoekom het julle nie vir Maria geglo toe sy vir julle die eerste keer gesê het, ek het opgestaan nie? Het julle alles vergeet wat ek vir julle vertel het? Hoe kon julle gedoen het wat julle gedoen het? Man, niks van daai kom uit Jesus se mond uit nie. Hy stap in daai chaotiese nes van gevoelens en hy sê vir hulle, vrede vir julle. En as jy nie die eerste keer gehoor het nie, kom ek sê dit weer vir julle, vrede vir julle. En vriende, shalom, het ek al dikwels vir julle gesê, is nie net 'n groet nie. Jesus, hoe gaan dit? Nee, shalom is ook nie net 'n aanduiding van, daar is nie vyandskap nie. Jy weet, die afwesigheid van vyandskap nie. Nee, shalom gaan oor hierdie alles omvattende gevoel en toestand van welbehaag. Dit is wel met my. Ek het 'n innerlike vrede, ek het vrede in my gemoed, ek het vrede met God, ek het vrede met my naaste, ek het vrede met die ganse skepping waarin ek leef. Dit is 'n gevoel van een wees, in harmonie wees met alles en almal, van God tot die skepping. Ten spyte daarvan, dat die Jode my bloed soek, om nou hulle konteks te gebruik. Een Engelse kommentator skryf, it's an all-encompassing sense of well-being, despite being in the world. All-encompassing sense of well-being. Daai woorde van Jesus aan hulle, vrede vir julle, was 'n verklaring van versoening, 'n verklaring van vergifnis, verklaring wat vir hulle sê, die lewe is nou op 'n nuwe baan. So dis die vrug van Paasfees, vrede. Die muur van skeiding is weg, God het geskik, hy het ons met hom versoen. Die opdrag van Paasfees is gaan. Jesus sê vir hulle, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek vir julle. Nou kan 'n mens 'n hele klomp goed sê oor hierdie soos die Vader my gestuur het. 'n Mens sou kon sê, in dieselfde gesindheid waarin Jesus gekom het, moet ons ook deur die lewe gaan, moet ons ook ons gestuurdheid aanvaar. Ons moet gehoorsaam wees, soos wat hy gehoorsaam was. Ons moet selfs bereid wees om tot die dood toe gehoorsaam te wees. Ons moet nederig wees, soos Jesus was. Ons moet doelgerig, dit wat vir ons voorgehou word, opneem, soos wat Jesus doelgerig Jerusalem toe gegaan het, al het hy geweet wat kom. Dis die gesindheid wat ons in ons moet hê. So dis die een ding wat jy kan sê van hierdie, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Maar die ander ding wat 'n mens moet sê is dat God is besig met een groot sending na die wêreld toe. Ons noem dit die Missio Dei, die sending van God. En daai sending van God het in Jesus in die wêreld ingebreek. En daai sending het nie opgehou by hom nie. So die soos wil ek vir ons sê,
wil vir ons gestuurdheid koppel aan Jesus sinne. Dis een en dieselfde gestuurdheid. Ons gaan dit aan waar Jesus opgehou het. Ons hoef nie iets niets te gaan doen nie, ons hoef nie baanbrekerswerk te gaan doen nie, ons hoef nie 'n pad te gaan maak nie. Ons moet net die pad loop, die baan loop, wat hy vir ons oopgemaak het. Die bal is in ons baan. Maar saam met dit, die inhoud, die boodskap van daai gestuurdheid, is dat ons moet gaan vergewe. Jesus sê so mooi, as julle die mense se sonde vergewe, is dit vergewe. As julle dit nie doen nie, dan is dit nie so nie. Dan is dit nie vergewe nie. Vriende, sonde is 'n vredevreter. Sonde maak dat jy nie vrede in jou binneste kan hê nie. Sonde maak dat daar nie vrede tussen jou en ander is. Sonde maak dat daar nie tussen jou en God vrede is nie. Maar in Jesus kom sê God, daar's 'n nuwe moontlikheid. Ons hoef nie die hele tyd, jy weet, oog vir oog en 'n tand vir tand deur die lewe te gaan nie. Ons moet eintlik dit glad nie doen nie. Daar's 'n moontlikheid om te vergewe. Soos ek en die Vader vergewe het, moet julle vergewe. Nou vriende, as ons nou so kyk in ons lewens, almal van ons het almal iewers iemand seer gemaak, baie seer gemaak. Beteken die mense die naaste aan jou, het jy seer gemaak. Op 'n manier het jy self gebreek. Maar deur die vergifnis te gaan leef, word die ander een ook heel. En jy. Ons moet die vergifnis gaan leef. Nie net gaan sê, ek vergewe jou nie. Nie net die boodskap gaan oordra, daar is vergifnis nie. Maar die vergifnis gaan leef. Gaan sê, wat agter is agter. Ja, die merke is nog daar. Soos Jesus ook die merke gedra het van ons verlede. Maar die merke moet jou net herinner van die nuwe pad wat oopgebreek het en waar ons nou is. Vergifnis. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle, gaan vergewe. Maar dis nie maklik nie. Om hierdie pad te loop, is glad nie maklik nie, dit weet ons. En daarom is die derde ding, die gees van Pinkster, wat vir ons gegee is, wat vir ons help. Die gees van Pinkster kom help ons. Daarom sê Jesus so mooi, dis so mooi, hy blaas eers. Sy ontvang die gees, simbolies, ontvang die gees. Ons lees op 2 ander plekke waar God so geblaas het. Die een was reg in die begin, Genesis 2, toe hy lewe in Adam ingeblaas. Dit kom altyd van God af. En die tweede plek is in Esegiel 37, wanneer die Here opdrag gee vir Esegiel om te blaas oor die doodsbeendere. En toe staan daar 'n magtige leerskare op. En hierdie woord asem, is 'n interessante woord. Dit is in Grieks die woord pneuma, in Hebreëus ruach. Pneuma beteken asem,
Dit beteken wind. Dit beteken gees met 'n klein letter en dit beteken gees met 'n groot letter. Op 'n manier met almal van hulle is God betrokke. God gee sy gees vir ons. En in die gee van die gees blaas hy lewe in ons in. Staan ons op tot 'n nuwe lewe soos 'n groot leerskare en gaan wees ons die verskil wat die Here wil hê ons moet wees. Dit is wat Pinkster vir ons bring. Jesus het al in Johannes 7 gesê, my gees sal in julle wees en daar sal lewende water uit julle binneste uitvloei. So vriende, die gees, dieselfde gees wat in Jesus was, nie minder nie, dieselfde is in ons. Dieselfde gees wat hom gehelp het, wat hom gelei het, is in ons. Dieselfde gees wat die pad geloop het saam met die disippels, toe hulle apostels geword het, vir hulle gelei het en vir hulle gehelp het om die evangelie te bring en om te volhard ten spyte van al die goed wat om hulle gebeur. Daar dieselfde gees is in ons. Dit moet tog vir ons 'n troos wees. Dit moet tog vir ons sterker maak. En hy is elke dag in ons. So vriende, kom ons skep moed. Kom ons hou vas aan die hoop. En ons loop die pad wat die Here vir ons gee. In die naam van Jesus. En met die krag van die Gees. En tot die eer van die Vader. So dis die 3 punte wat ek vandag wil maak. Die vrug van Goeie Vrydag is vrede. Die opdrag van Paasfees is gaan. En die gees van Pinkster sal met jou wees. Amen. Here, dit is fantasties. U maak ons deel van al u grootse werke. U gee vir ons vrede, terwyl ons gemoed rondmaal met baie goed wat vir ons seer is en ongemaklik maak. U Gees waai deur ons en gee vir ons vrede. Vertel vir ons van die vergifnis, werk dit in ons lewe in en laat dit deur ons vloei na ander toe. Dankie dat ons instrumente in die hand mag wees, dat ons saam met Jesus opgestaan het in die nuwe lewe. En ons is hier, Here, om die werk voort te sit, wat hy gedoen het, en wat soveel voor ons verder gevat het, dat ons ook ons paar myl daarmee sal loop. En Here, wanneer ons nou by die tafel aansit, en ons hierdie tekens gaan beleef, dit gaan eet, dit gaan sluk, gaan voel hoe dit in ons ingaan, dan bid ons dat iets in ons sal gebeur, dat u Gees op een of ander manier in ons vaardig sal wees. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. Goed, ons kan die tafel maar gereed kry, Jakens.
Ek wil graag 4 persone nooi om hier voor te kom sit asseblief. Dit sal nie voorbarig wees nie. U word genooi. Enige 4. Paul, ek sal hom graag wil jy moet langs my kom sit. Nee. Ek en nou Paulus altyd so bly om mekaar te sien. Nou kom die Nels ook. Belle, kan ek vir jou nooi? En laat die Karel gaan haal asseblief. Karel, kan ek vir jou nooi asseblief? Nou kom Marcel vir jou haal. Bly is hier. Bly is hier. Sit gerus. Dankie Marcel. Dankie dat julle hier sit. Ek weet mense wil nooit hier kom sit nie, hulle voel altyd dis voorbarig, maar dit is nie so nie. Vriende, ek gaan vir ons vandag, omdat dit die klem val vandag in die nagmaal op die elemente wat met vreugde en nuwe lewe te maak het, en daarom gaan ek net daardie aspekte uit die formulier lees. Die nagmaal is 'n viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons om in die gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur dieselfde Gees ook weer met mekaar as lidmate van een liggaam in liefde saam verbind, soos die apostel sê, omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam, wat ons het almal deel aan die brood. Die nagmaal is ook die verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. Tog kyk die gemeente hiermee ook vooruit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. Deur die nagmaal strek ons uit na die dag wanneer Christus in heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. Die dag wanneer hy die hemel en die aarde nuut sal maak, sodat geregtigheid daarin kan woon en God alles vir alles kan wees. Met die viering van die nagmaal verlang die bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die lam. Die nagmaal is ook 'n vreugdefees. Al dui die tekens op die lyding en sterwe van Jesus Christus aan die kruis, sy bloed wat vergiet is en die liggaam wat gebreek is, staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Hoewel die gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit tog 'n vreugdefees, waar die Heiland op 'n besondere manier die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding uitdeel. In die nagmaalfees mag die gemeente nou van die vreugde smaak, wat vir ons wag by die bruilofsmaaltyd van die lam. Uit dit alles blyk duidelik dat die nagmaal ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van brood en wyn van die heil wat ons aan Christus deelagtig is. Vriende, ons gaan nou die tekens uitdeel en dan hou u dit net daar by u totdat dit ingestel word. Dankie. God
Nee. Julle is nog reg vir my die week, né? Ja. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat dit vir jou was. Kan hom hier right after hy is. Right is. Sê. John.
Vriende, aan die einde van die ete het die Here die beker van danksegging geneem en hy het geseën en hy het gesê ons moet daai drink en altyd onthou. Wanneer ons dit nou vandag drink, onthou dat sy versoening volledig is, eens en vir altyd. My siel maak die Here groot. Geen groter daad is aan ons gedoen, vir ons gedoen, soos hierdie nie. So hoog as die hemel is bo die aarde, so hoog is sy genade bo ons en sy liefde. So groot, so omvattend. So ver as wat die ooste en die weste van mekaar is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Dankie Here dat ons dit kan bely, dat ons in daardie geloof versterk kan wees vandag, en dat ons dit kan gaan leef. Amen. Vrede, vriende, nou blyk julle vrede sê. Vriende, hoe dit nou verder gaan verloop, ek gaan die seën van die Here uitspreek, en dan gaan ons die oorwinningslied sing, en terwyl die oorwinningslied gesing word, gaan die diakens, die takke wat hier lê, wat kom van Palmsondag af, gaan hulle dit vir u uitdeel, en dan met die sing van die laaste vers, dan loop ons uit die kerk uit, die mense met die takke voor, en die res van ons volg. Goed. Geliefdes, vrede vir julle. Soos die Vader vir Jesus gestuur het, so stuur hy ook vir ons. Met die krag wat die Gees vir ons gee. Amen. Kom ons staan. En die almag van die Heer, die allerhoogste man, die liefde ons uit koninkryk. Geloofe aan die Heere, op die wolke kom hy weer, hy is koning, heilig Heer. Loof op prys om halleluja, loof op prys om halleluja, loof op prys om halleluja. Hy is koning, heilig Heer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy sal skuil en hy sal slaap, en hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots van ewig staan. Loof en prys om halleluja, loof en prys om halleluja, loof en prys om halleluja,
verskynne saam op trone en kom dans vir God se troon. Sorry, ik snap dat dit niet. Was voor zeker veel stop.